Stel jou voor, jy moet huis koop. En skielik neem dit jou hele lewe oor. Elke gedagte, elke minuut, elke bietjie energie gaan daarheen. Jy kan nie ophou dink en soek nie. Jy steel selfs tyd by die werk en jou dag bestaan net uit huis soek. En tog, die oomblik wat jy ophou soek, dan gebeur dit. Dan kry jy die huis waarvoor jy gesoek het. En hoe gebeur dit? Hoor gou-gou, die antwoord lê in die skepper van hemel en aarde. Daar's een ding wat hy nooit deel nie. Sy heerlikheid, sy glorie. Hy deel sy liefde, hy deel sy skepping, selfs sy seun Yeshua met ons. Maar sy heerlikheid hou hy vir homself. En wanneer ons iets in ons lewens inbring wat ons fokus van hom aftrek, bring dit frustrasie, dit bring spanning en 'n gevoel dat niks regkom nie. Ons kan dan net nie vrede vind nie. Maar as jy sê, Abba, ek gee hierdie huis soek nou aan U. Vader, ek gee dit U. Ek sit dit in U hande. U is my rots, U is my alfa en omega, my pottebakker. Dan gebeur iets wonderliks. Net dan, op die regte tyd, vind jy jou huis. Jy sien, Abba Vader wil ons wys hoe om hom eerste te stel, selfs wanneer druk en dringendheid kom. Hoef ons nie ons koers te verander nie. Alles wat hy vir ons beplan het, 'n tyd en 'n seisoen, sê dit. Die woord sê, alles wat hy vir ons beplan het 'n tyd en 'n seisoen. Prediker 3 vers 1. En die boodskap van Abba Vader is baie ernstig. Hy wil hê ons moet fokus op hom. Hy moet eerste prioriteit in ons lewens hê. En dit beteken dat ons selfgesentreerdheid en persoonlike wense nie die prioriteit oor ons dag moet maak nie. Nee, elke sekonde tel. Ons het elke dag 86.400 sekondes as 'n geskenk van hom. En Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles anders sal by jou bygevoeg word. So maak dit jou doel om die dag te begin in Vader se teenwoordigheid, vol lof en vol dank. En wanneer jy dit doen, sal hy die res van jou dag in harmonie laat verloop. Daar's 'n pragtige gewoonte wat sommige ouers hulle kinders leer, naamlik die oggend begin met dankbaarheid. Dankie Abba. Met ander woorde, die oomblik as jy wakker word, bid en sê jy vir Abba Vader, dankie lewende en ewige koning, dat U my weer laat wakker word het vir 'n nuwe dag. Dis die dag wat die Here gemaak het. Dankie vir hierdie 86.400 sekondes, 24 uur. Groot is U getrouheid. En dalk kan ons ook sommer ons dag afsluit op 'n soortgelyke manier. Byvoorbeeld prakties, kan jy jou klere vir die volgende oggend wat jy gaan aantrek gereed lê en onder jou bed sit. So voordat jy gaan slaap, sit jy dit onder jou bed en terwyl jy dit doen, knie jy mos neer om dit te doen. Dank sommer net daar op jou knieë Abba Vader vir die dag wat hy jou gegee het. En in die oggend wanneer jy jou klere uithaal, knie jy mos weer om dit uit te haal, dan sê jy sommer dankie vir die 86.400 sekondes, die 24 uur vir hierdie nuwe dag. Ek loof en ek prys U. Die punt is, hoekom nie elke dag begin en eindig op jou knieë met 'n dankbare hart nie, met 'n nederige hart en ontzag vir hom nie. As ons dit doen, waardeer ons elke sekonde en maak ons Vader die middelpunt van ons bestaan en ons primêre prioriteit nommer 1.